Dis wat dit vir my beteken het. Maar kom ons voor ons inspring, kom ons raak dit weer stil. Here, as U nie bou nie, wat help het ons spandeer tyd en energie. Here, ons is swak en sondig en deur ons eie tot niks goed in staat nie. En daarom bid ons nou met eerbied voor U, spreek ten spyte van die swakheid van die prediker, spreek ten spyte van ons toe ore. U sê in die woord, ek is die een wat 'n kliphart sal vat en 'n vleeshart sal insit. Here, ons bely voor U, ons is elkeen op in sy eie gat, elkeen op sy eie plek. En wanneer ons afkyk op dinge, op ons lewens, dan is dit moeilik om te sien wat is bo ons. Het is moeilik om U raak te sien in ons omstandighede, het is moeilik om U die eer te gee, om by U raad te gaan soek. En daarom bid ons nou, wil U net vandag ons van onsself sal red. En spreek, Here, ons luister, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Mesmer het vir my 'n baie mooi ding gesê. Hy het gesê, die mens is geneig om die hele wêreld te deurkruis en baie moeite te doen om 'n koninkryk te vind, klein genoeg, sodat hy daaroor kan regeer. Ons almal wil 'n koninkryk hê. Ons almal. En as ons nie van onsself gered word, dan sal ons daai koninkryk vind. En baie keer is dit ten koste van ander mense. En baie keer is die prys om koning te wees 'n baie duur prys. En vat net, as ons net kan grond toe bring. Dink bietjie aan daai verhoudings wat nie meer werk nie. Dink bietjie aan iets wat gebeur het in die verlede wat jy nie meer betrokke is by nie, wat iets goeds was, iets moois was. Ek gee jou 'n brief. Ergens was daar 'n soeke na mag of na erkendheid of verwaandheid in dit. Of jy of die ander persoon wat gemaak het dat hierdie nie meer werk nie. Wat hierdie verhouding ontsuur het, wat jou bring op 'n plek waar God nie meer in dit verheerlik word bo alles nie. En vandag se gedeelte 1 Konings 12 is vir ons 'n pragtige voorbeeld van hoe dit nie moet wees nie. Maar is ook 'n hoë definisie beeld van God se genade. Ten spyte van ons swakhede. 'n hoë definisie. Ek weet of 4K nog goed is nie, so 8K dalk, ek weet nie. Beeld van God se genade ten spyte van ons sondes. Ten spyte van ons soeke na ons koninkryk. Nou die eerste persoon wat hier opstaan is Rehabeam. Rehabeam is Salomo se seun. Rehabeam is 'n Dawid se kleinseun. En ons lees hy's
hy's nog in die kring, hy het nog toegang tot Salomo se wysste manne. Ek ben Salomo die wysste man wat daar was. Hy het raadgewers gehad. Hy het droog gemaak aan die einde. Ek dink nie hy het na hulle geluister nie. Of hierdie ouens deel was van die seer, deel was van die sweer, deel was van dit wat gemaak het dat Salomo geval het, dit weet ek nie. Maar ons weet dit, hy het nog steeds die vermoë gehad om ouens te vra wat die wysste man in die wêreld kon dophou, kon saamleef. Hy het daai vermoë gehad. Hy kon daar wees. En as hy op die voorgrond kom, dan lyk dit aanvanklik asof Rehabeam van sy pa se wysheid geërf het. Dit lyk aanvanklik of dinge goed gaan. Jerobeam kom op die toneel, ons gaan nou stil staan by wie Jerobeam was. Hy kom op die toneel met leiers van die volk en verskyn aan Rehabeam en sê vir hom, luister, ons kry swaar. Dinge gaan nie goed nie. Ons kyk bietjie na die belasting, kyk bietjie na die goeders. En in plaas van dat Rehabeam net 'n antwoord gee, lyk dit aanvanklik soos wysheid. Hy sê vir hulle, luister, gaan weg, ek het 3 dae nodig, ek gaan nie oor dink. En dis die regte ding. Dis wat die woord sê. Die woord sê, uit baie raadgewers gaan na wysheid kom. Ons het nodig om nie net te doen nie, ons het nodig om te dink hieroor, ons het nodig om voor God te wees, ons het nodig om raadgewers te kry, veral ouens wat in die gebied waar daar raad nodig is, kan antwoorde gee. So dis altyd goed om mentors te hê, ons hierso, Christelike mentors in jou gebied, ouens wat al deur was, wat jy nou nog moet deurgaan. Dis regtig goed vir jou, en dis 'n beginsel van wysheid, is om na die Here te gaan, die Here te vrees bo ding, en dit lyk aanvanklik so, nê. Hy gaan na die oudstes toe, hy sê, wat dink julle? Wat dink julle? En hulle gee vir hom die raad, en dit lyk soos goeie raad. Luister, dien die volk. Wees 'n goeie leier. Moenie eie eer soek nie, moenie dien die volk. En dan is daar 'n beginsel wat elkeen van ons, veral ons wat God die voorreg gegee het om leiers te wees, aan kan vashou. En dit is, as jy hulle dien, sal hulle jou dien. As jy hulle dien, sal hulle jou dien. As jy werklik iemand se lewe wil verander, gee vir hom iets wat hy nie kan teruggee. Wees daar vir hom, onvoorwaardelik. Dis hoekom ek so hou van die street showers. Mensliker gewys is daar absoluut niks wat jy kan terugkry nie. Jy gee jou dag op, jy gee jou tyd op, jy gee alles op. En dis hoekom dit ook vir my eers belangrik is dat die kruis se naam daaraan gekoppel word. Ek gaan. Ons is organisme. Hier is ons instituut, sigbaar kerk, maar as ons hier uitgaan, ons is die organisme wat moet so suurdeeg werk, wat die reuk van God moet vrystel daar buite. Mense ons lewe moet 'n lieflike reukoffer wees vir die Here, en die street showers is een van baie maniere om dit te kan doen. Weeshuis is daar, daar's so baie plekke, sport. Sport is daar. Nou, een van ons lidmate het my gedwing in 'n 3-kamp groep in. En ek net daar besef, maar hier is 'n geleentheid om sout te wees. Ek is die stadigste in die groep. Hierdie ouens kan swem. Maar dit is 'n geleentheid om net God bietjie lig te straal. Hulle weet ek's 'n predikant, dankie daarvoor. Maar dit is net 'n geleentheid. En net soos daar soveel geleenthede, maar gebruik ons dit. En gewoonlik
is daar waar God jou kan gebruik binne jou talente, binne jou vermoëns. Maar Rehabeam het nie 'n keuse nie. Hy's koning. Hy moet regeer. En hy het 'n groot verantwoordelikheid. En dis nog 'n ding. Die Bybel leer vir ons almal moenie leermeesters wees nie. Jakobus 3, ekskuus. Almal moenie leermeesters wees nie, want God gaan hulle dubbel verantwoordelikheid van hulle eis. So as jy 'n leierskapsposisie beklee, waarvan is baie duidelik, Kuiper is bietjie meer duideliker, maar as jy 'n leierskapsposisie besit, is, dis nie 'n ligtelike ding voor God nie. En dit behoort nie vir jou ligtelik te wees nie. God het jou daar gestel as Christen man, as Christen vrou, om in daai posisie, die mense wat God vir jou gegee het, met menswaardigheid te hanteer, om hulle sout te wees vir hulle. Beteken, hulle moet op 'n beter plek wees, soos jy vleis vat, wat besig is om vrot te word, as hy nie sout kry nie, en jy gee hom sout, en jy gee hom krye, en jy hang hom op, dan word dit biltong. Dit is iets beters as net, ek hoop van julle is biltong beter, ek neem so aan. Maar, julle hoor die proses. Jy gaan sukkel om 'n uitverkoopte, wedergebore kind van die Here, om mense in sy teenwoordigheid of haar teenwoordigheid te hê, en hulle is nie uiteindelik op 'n beter plek. Vrugte. Die woord sê stromende lewende water, as die Heilige Gees in jou is, gaan stromende lewende water uit jou binneste vloei. Jy gaan nie keer nie, dit gaan gebeur. Dit gaan gebeur. En, maar ons sien nie dit by Rehabeam nie. En dis wat hy doen. Sê okay, die slim ouens, die leiers, die mense wat wysheid besit, die oudstes, ek het hulle geraadpleeg, kom ek gaan raadpleeg, die ouens het saam met my groot geword. Kom ons gaan raadpleeg met pelle. Hierdie ouens het universiteite toe gegaan, hierdie ouens weet ook iets. Kom ek gaan hoor wat sê hulle. En dan stel ons vertaling het baie sag, met smaak sê hulle dit, maar eintlik wat sy pelle vir hom sê is, gaan sê vir die volk, jy is meer manlik as jou pa. Sê dit vir die volk. En hierdie is belangrik. As 'n spreekwoord wat sê, kyk na die 5 ouens om jou, wat die meeste tyd in jou lewe spandeer is, dis wie jy gaan wees eendag. Dis wêreldse wysheid, maar daar's 'n waarheid daarin. Rehabeam luister na sy pelle. Hy luister nie na die wyse ouens nie, hy luister na die oudstes nie. Hy luister na sy pelle. Maar ons moet verstaan, wat sê sy pelle? Ons moet verstaan hoekom hulle dit sê. Die rede hoekom hulle dit sê is, want hulle is besig om hulle eie koninkryk te bou. Hulle het nou 'n plek gekry, waar hulle oor kan koning kry, waar hulle oor kan regeer, want hulle dink nou, my pel is nou koning, as my pel koning is my gesag hoog. As my pel koning is, en hy's 'n slawedrywer, en hy laat dinge gebeur in die ryk, en die ryk is sterk, en die ryk gaan doen goed, finansiëel, en ons kan vat ons kan tap uit die land uit, en ons kan dit doen, dan gaan my koninkryk bietjie beter wees. Dan gaan ek aansien hê. Maar nêrens word daar gevra, Here, wat sê U? Here, wat moet ek nou doen? Nêrens, nie by die oudstes of by die jongstes, sy pelle. Nêrens word daar gesê, eer God bo alles. Haal die afgodstempels uit. Dis nie wat hulle vra nie.
Ouses vra vir stabiliteit. Die jongstes vra vir mag. Rehabeam vra nie na God nie. Rehabeam vra nie na God nie. Ek het dit neergeskryf want ek gaan dit kan onthou nie, maar C.S. Lewis het 'n groot tema in sy lewe gehad en dit was trots. Hy het geglo menslike trots is die sentrum van alles wat kwaad is. Dis wat die duiwel gebruik. Ek wil lees wat sê hy oor. Hy sê pride leads to every other vice. It is the complete anti-God state of mind. As long as you're proud, you cannot know God. A proud man is always looking down on things or other people. And of course, if you're looking down, you cannot see something that is above you. Nou, ek het 'n Griekse proffie gehad wat vir ons eendag gesê het, kerels, julle moet altyd probeer preek vir graad 6 ouens moet kan verstaan. Maar so een keer in 'n jaar of 2 keer 'n jaar, dan moet jy 'n preek gee wat nie jy of die gemeente verstaan nie. Dat jy dan dink jy slim. Nou ek het hierdie gelees want ek verstaan nie Engels. Maar as ek dit nou gou vertaal in Afrikaans. Wat C.S. Lewis sê is trots. Trots is die direkte teenoorgestelde toestand waar jou brein kan wees teenoor 'n godverheerlikte toestand. Godverheerlikte denke. So jy's trots of jy verheerlik God. En omdat jy trots is, lei dit tot ander afgode. En wanneer jy trots is, wanneer jy in daai plek is waar jy trots is, dan kyk jy neer op mense en op dinge. En wanneer jy neerkyk op dinge, is dit moeilik om op te kyk. En as jy nie kan opkyk nie, kan jy nie God sien. Weet nie van julle nie, maar ek is niks beter as Rehabeam. Gister was weer een groot skuldbelydenis daar gewees vir my. Want ons is trots. En selfs as ons sê, ja maar, ek is onaktief, ek dien nie die Here nie, omdat ek bietjie te neergedruk is, dan dis ook 'n gat, dis ook 'n afkyk. Dis nie opkyk nie. Dis nie 'n verskoning. Elia het nie 'n verskoning gehad. Hy het sonde gedoen. Hy het gaan lê, sonde. Om jou besigheid so in te rig om jouself te dien en nie die mense wat God jou gegee het nie. Om so trots te wees dat jy nie pa is in jou verhouding met jou kinders nie. Man is vir jou vrou nie. So trots te wees dat jy nie kan erken ek is 'n sondaar mens nie. Gaan lees bietjie wat Paulus sê in Romeine. Hy sê ek ellendige sondaar mens. Wie kan my red van dit wat ek geword het? Paulus. Die een wat opgeneem is in hemele. Die een wat sê hy het God gesien. Hy het dinge gesien wat hy nie mag uitspreek nie. Van die skrifverklaarders sê nee, dit moet eerder wees wat ek nie kan uitspreek. Of hy nou mag en of hy nie kan nie, ek gee nie om nie. As dinge wat hy gesien het wat nie een van ons gesien het nie. Ek gee nie om wie jy dink wie jy is nie.
En hy sê ek ellendige sondaar mens. Waar is jy? Casting Crowns het so 'n liedjie en ek het al dit aangehaal, maar ek wil dit graag weer aanhaal want dit is toepaslik hier soos waar hulle sing as ons die liggaam is. Ons die liggaam van Christus. As ons die liggaam is, hoekom vat sy hande nie meer nie? Hoekom? Hoekom is daar nie meer genesing daar waar ons loop nie? Daar waar ons is nie? As ons sy liggaam is, hoekom praat die mond nie meer? Vertel van 'n God van liefde. 'n Vader wat in beheer is. Ek dink ons doen dit. Pleks van dit. Maar soos ek gesê het in die begin, die probleem met dit, en nie dit nie, is jy en alles om jou, lei skare. Jerobeam stap weg. Hy met sy volgelinge stap weg. En hierdie pragtige ryk steur in twee. Juda en die res van die wêreld. Benjamin kom saam. Benjamin was die area gewees van waar Jerusalem was. So Juda maar Benjamin gaan saam en die res. Ryk is in twee. Kinders word nog steeds geoffer. Leiers slaap nog steeds by prostituie. En die manne wat moes vrede bring, orde bring, 'n beeld wees van wie God werklik is. Die plek wat moes 'n prentjie wees vir die res van die wêreld van genade en hoop en vrede. Plek waar 'n stad op die berg moet wees. Het 'n hartseer ashoop geword. My vraag aan jou is, hoeveel ashoop is daar in jou lewe? Hoeveel? En hoeveel sou nie daar gewees het, as jy dit gedoen het, in plaas van dit? Ek sien Andrew het ook Spurgeon aangehaal vanoggend, maar Spurgeon het ook 'n ding gehad wat hy baie bekend, Charles Spurgeon was baie bekend, hy was die prins van predikers gewees. Pragtige vermoë gehad om die taal beskrywend neer te sit en moeilike konsepte grond toe te bring. Maar hy het een keer gesê, God sal nie toelaat,
God sal nie toelaat dat ons suksesvol sondig nie. God sal nie toelaat dat ons suksesvol sondig nie. Nou dit klink verskriklik snaaks, maar hier's wat hy bedoel het. Hier's wat hy bedoel het. Wat is die doel van sonde? Die doel van sonde is om ons uiteindelik te vervreem van God. Die doel van sonde is om dood en seer en alles wat teen God is te laat gebeur. So Spurgeon sê, as Spurgeon sê God sal nie toelaat dat ons suksesvol sondig nie, dan bedoel hy die einddoel van sonde gaan nie verwesenlik word in God se kinders nie. Jerobeam is tussen verlede week se preek het ons so 'n paar verse uitgelos terwille van die tyd en spasie en nou. Jerobeam het in Egipte groot geword. Hy het gevlug soontoe saam met sy ma. Hy het daar groot geword. Hy het soos Moses het hy geleer hoe om 'n leier te wees. En daar het 'n persoon na hom toe gekom. Ons ken hom nie. Ons lees een keer van hom. Die Bybel sê hy is 'n profeet van God. En hy het 'n kleed geskeur in 11 stukke. En die kleed wat hy in 11 stukke geskeur het, hy 10 een kant gevat en een gelos en hy het vir hom gesê, dis wat gaan gebeur. 10 stukke gaan jy oor regeer. En die res gaan Rehoboam oorgee. Maar Jerobeam kom met sy mense en hy gee genade tyd. Hy laat Rehoboam dink hieroor, bid hieroor. Hy gee tyd, hy staan terug. Want een ding wat ons nou sien in Christen leiers is of in leiers wat God ken of leiers wat God gebruik of leiers wat deur God se gees werk is dalk 'n beter ding. Is dat hulle versigtig is. Want hulle verstaan die amp kom van God af, nie van hulle self. Rehoboam gee genade tyd, hy gee hulle om 'n keuse, hy doen alles. En dan sondig Rehoboam. Hy kies teen God. Jerobeam en sy mense gaan aan Jerobeam regeer oor sy 10 stamme. En dan sê die woord, want dis hoe God dit beplan het. So sonde word gedoen. Sonde word gedoen. En in die sonde gee God genade tyd. Maar God stel hy sonde in sy diens, sonde teen God. En God kan nie sonde doen nie, God is nie outeur van sonde nie. Maar binne daai sonde, binne daai verkeerde keuses, binne daai vuisbal teen God, sit God bo tye, sit God bo denke, sit God bo alles en hy maak iets beters daarvan. Weer by Paulus. God laat alle dinge ten goeie meewerk vir die wat na sy voorneem geroep is. So hy stel dit in sy diens. En hy maak iets beters daarvan. Hy is besig om hierdie sonde te gebruik om die wêreld voor te berei. Dis 'n hartseer oomblik. Dis 'n swaar oomblik. Dis teen God se teen God, sonde teen God. Alle sonde is teen God. Of jy nou jou vrou slaan of jy nou pon kyk of jy wat ook al doen, dis sonde teen God. Of jy nie jou man eer nie, sonde teen God, ten diepste. Dis nie teen 'n persoon nie. Dis ook teen die persoon, maar onder dit, bo dit, om dit, is dit eintlik teen God. Maar steeds stel God dit in sy diens. En hy berei die weg voor vir die beter koning wat moes kom, ons Here Jesus Christus.
Hy vat 'n vrot, stikkende, seer gemors. En hy gebruik dit as boustof vir die pad na Christus toe. En ek is oortuig, dis hoe hy werk met elkeen van ons. Ek is oortuig. Ek is oortuig, God kan jou stikkend, God kan jou diepste sonde, God kan jou vrot wees, God kan jou keuses teen hom, God kan jou paleis wat jy vir jouself gebou het, wanneer jy na hom toe draai, wanneer dit waar is in jou lewe wat Spreuke 28 vers 13 sê, hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig wees nie. Hoor mooi, hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely, sonder belydenis voor God en laat staan. Met ander woorde, ek hou my kroon af en ek sê my koning, my God, my Messias sal barmhartigheid vind, sal genade vind. Ons lees Romeine 6. So net die agtergrond, net die konteks hierso. So daar is nou opbou in Romeine tot hier. Hy praat, Paulus het vir hulle geleer, vir die gemeente in Rome, van genade alleen. Hulle is deur genade gered. Hulle kan nie uit hulle self, hulle werke gaan hulle nie by God bring nie. Hy het vir hulle dit geleer. Hy het vir hulle geleer, hulle het geloof nodig. Hulle het geloof nodig in God en in ons Here Jesus Christus. So as jy geloof het, word jy gered. En dan sê hulle, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly voortleef, sodat die genade kan toeneem? So hoe meer ek sonde doen, hoe meer genade gaan daar wees. Dan sê hy, hoegenaamd nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog langer daarin bly leef? Of weet julle nie, dat ons wat in Christus Jesus ingedoop is, in sy dood ingedoop is nie. Deur die doop is ons saam met hom in die dood begrawe, sodat net soos Christus deur die magtige heerliking van die Vader uit die dood opgewek is, so ook ons 'n nuwe lewe sal lei. As ons inderdaad met hom saam gegroei het in 'n dood soos syne, sal ons ook met hom saam groei in 'n opstanding soos syne. Dit weet ons dat ons ou mens saam met hom gekruisig is, sodat ons sondig bestaan tot niet gemaak kan word en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie. Wie gesterf het, is immers vry van die sonde. Paulus sê nie hier, jy gaan sondeloos wees nie. Inteendeel. Wie is hierdie ouens? Wat gaan nie aan? Hierdie is ouens wat klaar gedoop is. Hierdie is ouens wat klaar deel is van die kerk. Hierdie is ouens wat belydende Christene is. En nou hoor hulle hierdie goeters en hulle herkou aan hierdie goeters en so, en dan kyk hulle na Paulus en dan is die gesprekke, alhoewel Paulus hierdie brief uit die tronk uit geskryf het vir hulle, is daar redelike eenheid onder teoloë dat hierdie ouens en Paulus mekaar gesels het. So daar was 'n wisselwerking. So hy het geweet wat daar aangaan in Rome. Plus dat van Paulus se disippels uit die gemeente Rome na hom toe gekom en hom verduidelik wat aangaan. So hy kyk na hulle en hy kyk na hulle sondes en hy kyk na die goeters en dan sê hy maar kyk terug na julle doop. Kyk terug na julle doop en weet
Daar is 'n verbintenis. Daar is 'n verbintenis, Handelinge 2 vers 39. Want hierdie beloftes kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is. Met ander woorde, daai beloftes van God is julle sin. So julle het nou daai beloftes, julle glo nou. En daarom kan julle weet, omdat julle glo, is dit net so goed asof julle gekruisig is, gesterwe is, begrawe is en uit die dood opgestaan. Christus het dit vir julle gedoen. Daarom as julle wil volhard, daarom as julle julle eie krone wil bou, trone wil bou, 'n kroon op julle kop sit. Daarom as julle so af wil kyk en julle eie dinge doen en nie opkyk nie, verstaan julle nog nie die genade nie. Het julle nog nie die hoop in julle? Dis onnadenkend vir Paulus. Hy kan nie indink dat iemand wat werklik wedergebore kind van die Here is, so redeneer. Hy spreek hulle eintlik hard aan. Efesiërs 4 sê ons moet die ou mens afsterf. Hy praat van 'n kleed wat ons moet uittrek en ons moet 'n nuwe kleed aantrek, 'n nuwe mens aantrek. So aan die ander woorde, ons kan nie meer vashou aan die ou goed nie. Ons is nou nuut, ons is vrygekoop. Ons kan nie meer vashou aan die ou goed nie. Ons is nuut. Maar dan terug te kom by Spurgeon se God sal nie toelaat dat ons sonde doen. Dat ons suksesvol sondig nie. Efesiërs 6 vers 1 sê, God sal dit wat hy in ons begin het, tot die einde toe volbring. Dan hoor daai bietjie geloof wat in ons is, daai stemmetjie wat vir ons sê, klim van jou troon af, eer God bo alles. Daai stemmetjie wat vir jou sê, jy's op die verkeerde pad. Daai stemmetjie wat nou soos jy sit in jou hart praat en jou laat wonder, maar wat moet ek afsterf? Wat is dit? Daai stemmetjie wat iets binne jou brandend maak om ook voor die Here te sê, ek is jammer Here, vergewe my. God sê, hy gaan daai stemmetjie tot aan die einde. Hy gaan dit volmaak. En my gebed is dat jy soos Paulus sal ophou skop teen die prikkels. Jy weet wat dit is. Of dit nou is om te trou met daai persoon en ophou te kuier. Of dit is om die broek aan te trek in die huis. Of dit is om jou gawes te gebruik om hierdie stad te dien, God se stad. Of dit is om ophou rond te slaap. Of dit is om die drank te los. Daai stemmetjie binne jou, jy weet wat dit is. Luister na God se stem. Antwoord. En begin dien. Gemaak reg. Leef vir God. En mag God deur sy genade, mag jy op 'n plek kom waar jy meer dit doen. Minder dit doen. Hy is met jou. Hy het gesterf hiervoor. Sodat jy kan bely, jy kan laat staan, jy kan barmhartigheid vind. Hou vas aan die Here. Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat U ook die volëinder is van ons geloof, soos ons lees in die Nuwe Testament. Ons dankie vir
vir 'n teken soos die doop wat ons kan vashou aan u beloftes. Help ons om dit te verstaan, soos wat Martin Luther verstaan het toe hy uitgeroep het, "Ich bin getauft, ek was gedoop." Help ons om dit te verstaan, Here, maar help ons ook om te verstaan dat ons die ou kleed moet uittrek. Dat ons nie kan die wêreld dien, onsself dien, ons eie koninkryke bou en nie koninkryk bou nie. Help ons om te dien. Help ons om die woord dien te verstaan. Here, hier is ons sondige, nietige mense. Uit ons eie uit is ons tot niks goed in staat nie. Maar deur U kan ons talente, ons gawes, ons plek waar ons is, deur U kan dit 'n lieflike reukoffer wees voor U. Here, ons wil U liggaam wees. Ons wil 'n liggaam wees wat vat waar dit nodig is. Wat genesing bring waar dit nodig is, wat lig is op 'n berg. Geef ons daai stromende lewende water, Here, wat uit ons binneste vloei, wat niemand kan keer nie. Gee dit vir ons, Here. U het beloof. Geef vir die van ons wat hier is, wat vrede nodig het in ons lewens, gee vir ons daai vrede. U sê in die woord, werp alle bekommernis op my en my vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal ons harte en ons sinne bewaar. Dit ons dink, dit ons voel, Here, mag die Gees oor ons spoel, mag die Gees oor ons verstand spoel, oor ons hart spoel, en mag dit wat die produk daarvan, die vrugte daarvan, mag dit vrede wees. Of dit nou is met ons eksamenuitslae, of dit nou is met wat dit ook al is, Here, geef ons vrede. As met rigting is, wees U ons kompas. Maar ons kom nou voor U en ons haal die kroon af en ons vra, Here, wees U ons koning. Help ons om hierdie kroon af te hou. Want dit is vir ons lekker, dit voel goed, dit lyk goed as hy op is. En vergewe ons, Here, vergewe ons van die ashope, vergewe ons van die grafte, vergewe ons die seer wat ons veroorsaak het. Omdat ons eie koninkrykie wil bou. Omdat ons 'n plek gevind het, klein genoeg, waar ons kan koning kry. Ons is niks, U is alles. Gebruik dit. Gebruik ons niks wees, om U te verheerlik. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Julle kan sal